Dit is vir my heerlik om vanmôre saam met u te kan wees en ook 'n baie groot voorreg. En ons is die Here dankbaar dat ons uit sy woord uit kan lees. En dan wil ek ook net sê baie dankie toe ek nou hierso stop. Ek sit nog so gereeld met my sambreel. Toe word ek so hartlik ontvang deur twee persone met twee sambrele. Nou weet ek nie of ek so groot is nie, maar baie dankie, ek waardeer julle, hoor. Dit was lekker gewees. Nou kom ons lees uit die woord van die Here, Filippense die 3de hoofstuk. Filippense hoofstuk 3. Ek gaan vir u lees vanaf die 7de versie, maar voordat ons lees, kom ons sit net so, dan buig ons hoofde, ons maak ons oë toe, dan gaan ons hierdie diens in gebed aan die Here afgee. Hemelvader, baie dankie vir u liefde, wat u vir elkeen van ons het, vir die intense belangstelling in elkeen van ons, vir u begeerte om in ons te werk, om ons te vorm en te maak, om ons krag te gee, dat ons meer en meer gelykvormig kan word aan u beeld. Baie dankie vir die vertroue wat u in ons het, om in die tyd wat u ons nog spaar, die tyd wat ons nog geleentheid het om vir u diensbaar te kan wees, om met mense te kan praat aangaande u liefde, onuitspreeklik groot. En dankie dat ons weet, Here, dat u wil nog red. En ons is nou vanmôre hier by mekaar rondom u woord. Baie dankie vir u woord, wat u vir ons nagelaat het. Dankie vir al die kosbare waarhede en die krag in u woord. En as ons nou vanmôre daaruit lees, bid ons dat u asseblief, terwyl u die kenner is van elkeen van ons behoeftes wat nou na u woord luister, dat u ons behoeftes sal aanspreek en dat ons sal ervaar hoe dat ons deur die hoor van u woord in ons geloof en ons vertroue groei en al meer en meer gelykvormig word aan u beeld. Here, ons aanbid u vanmôre vir die voorreg wat ons het om te kan bid vir mense wat siek is. Ons het nou gehoor van Tannie Babs wat geval het. Ek dink aan Dominee Johnny Minnie daar in die Kaap wat geval het en sy nek, wervels in sy nek gebreek het. Here, ons dankie dat ons kan bid vir elkeen wie se naam hier op die gebedslys genoem was. Ons is dankbaar ook om terugvoer te kan kry en dit bemoedig ons, dit versterk ons as ons hoor hoe dat u mense oprig vir Klein Zandrey. En Here, dat u hulle gesond maak. En ons weet dat u doen nie sommer net dinge verniet nie. Ons weet dat u hom en sy ouers wil gebruik. En ons bid vanmôre dat u almal sal versterk. Vir Tannie Babs hulle, vir Dominee Minnie, en die ander name ook hier, dat hulle sal ervaar dat u naby hulle is. En as hulle pyn verduur, Here, dat u met u deurboorende hand dit sal kom verlig. En dat u ook sal gee, dat hulle spoedig herstel sal word, om dan nou weer saam met ons hier te kan wees. Here, seën ook u woord waar dit in hierdie dag verkondig word. Ons weet u koms is naby, ons weet nie wanneer nie. Maar Here, ons wil vra dat u ons regering, hulle siele uit genade sal red. Ons wil vra, Here, dat u op kosbare maniere sal ingryp by ons owerhede. As ons maar so luister na die ondersoeke wat aan die gang is en ons hoor al die dinge wat gedoen word deur hooggeplaastes. Here, dan kan ons nie anders vanmôre as om ons stem na u te verhef en te sê, o Here, wees ons en ons land, ons leiers, wees genadig.
Dankie dat ons weet, Here, U wil hulle siele ook red. Bereik U goeie doel deur alles wat U toelaat. En nou ook vanmôre, seën U woord in ons land ook, waar dit in waarheid en krag verkondig word, en verheerlik U self. In Jesus se naam bid ons. Amen. Ek lees vanaf die 7de versie vir u voor, Filippense hoofstuk 8. Maar wat vir my wins was, dit het ek om Christus wil skade geag. Ja waarlik, ek ag ook alles skade om die uitnemendheid van die kennis van Christus Jesus, my Here, terwille van wie ek alles prys gegee het, en as drek beskou om Christus as wins te verkry, en in hom gevind te word, nie met my geregtigheid wat uit die wet is nie, maar met die wat deur die geloof in Christus is, die geregtigheid wat uit God is deur die geloof, sodat ek hom kan ken en die krag van sy opstanding en die gemeenskap aan sy lyde, terwyl ek aan sy dood gelykvormig word, of ek miskien die opstanding uit die dode kan bereik. Nie dat ek dit al verkry het, of al volmaak is nie, maar ek jaag daarna, of ek dit ook kan gryp, omdat ek ook deur Christus Jesus gegryp is. Broeders, ek reken nie, dat ek dit self gegryp het nie, maar een ding, ek vergeet die dinge wat agter is, en strek my uit na wat voor is, en jaag na die doel om die prys te verkry van die hoë roeping van God in Christus Jesus. Laat ons almal dan volmaak, laat ons almal dan wat volmaak is, so gesind wees, en as julle anders gesind is, sal God dit ook aan julle openbaar. Ek lees net tot daar uit die woord van die Here. Nou ek wil vanmôre met die Here se genade na aanleiding van dit wat ons hier nou gelees het, met u praat rondom die sentrale gedagte, oorwinning na lyding. Oorwinning na lyding. 'n man met die naam van Rich Carmichael het nogal iets baie kosbaars geskrywe. Hy's 'n kind van die Here, hy het heelwat literatuur het geskrywe, maar hy het die waarheid geskryf toe hy hierdie woorde geskryf het. Wanneer die Here God 'n onmoontlike ding wil doen, neem hy 'n onmoontlike mens en plaas hom in 'n drukgang van lyding, of bring die Here hom in 'n noute. Nou dit is nogal waar. Toe ek dit lees en ek dink aan die woord, toe kan ek in my eie lewe herroep van tye, waar dit vir my gevoel het, maar ek kan nie meer staan nie. Here, dis onmoontlik. Dis onmoontlik, dit wat ek ervaar, dit wat ek beleef in my gemoed, dit voel net vir my, dis onmoontlik, dit voel net vir my, maar u kan nie sulke pyn en lyding, sulke verdriet en smart oor 'n mens toelaat nie. En so is dit ook so, as 'n mens nou dink aan alles, so kosbaar hier wat geskryf word, dat die Here van 'n onmoontlike mens, dat hy 'n onmoontlike mens wil oprig, dat hy 'n onmoontlike mens wil gebruik, dat hy hom wil vorm, en dat hy hom wil uitstuur, om vir hom diensbaar te wees. Dit is soms nodig dat die Here lyding oor ons pad toelaat, want dis dan wanneer ons stop, en net so 'n bietjie hand in boesem steek, om te sê, Here, maar hoe lyk my lewe vir u? Dis in tye van lyding, wat die Here ons versterk en bemoedig, vir iets groots, wat hy in gedagte het. Nou typies ons as mens, ons verstaan nie altyd alles nie, en die heel eerste gesindheid is altyd, en baie keer by die mens,
As dit vir jou voel asof die Here so 'n bietjie sy hand toegemaak het, sy hoof weggedraai het, jou so 'n bietjie gelos het, dan voel dit, maar Here, nee, ek is nie gelukkig nie, ek is nie tevrede nie. Maar ek wil vanmôre met u praat. Dit het my baie bemoedig, die gedagtes en veral die persone uit die Bybel uit wat ons gaan hanteer, oor hierdie oorwinning na lyding. Jy weet, die Here laat baie keer toe dat lyding oor ons pad kom, om ons te leer, om ons die trotsheid van ons eie harte, om sonde wat ons mag vertroetel en wat ons wil wegsteek, om dit aan ons ook te openbaar, aan ons te wys. Die Here laat toe dat lyding oor ons pad kom, met 'n doel, met 'n doel. Ek kan vanmôre hoor, in my eie geestelike lewe, en dit het ons nou, gaan ons ook vanmôre hoor, die Here laat nie pyn en lyding, hy laat nie lyding oor ons pad toe, hy laat nie verdrukking oor ons pad toe, as hy nie 'n goeie doel het nie. En daarom kan ons in hoop aan hom vashou, kan ons ons geestelike oë ophef na die hemel, en weet, op die regte tyd, sal hy ons kom gebruik, en kom seën. Daarom, vir my wil ek weer eens sê, en ek hoop jy sal nou dieselfde as ek beleef, as ons nou hier klaar is, dat na lyding is daar oorwinning. Hy mag lyding oor ons pad toelaat, omdat hy ons karakter wil vorm. Hy mag lyding oor ons toelaat, omdat hy ons, moontlik ons geloof in hom wil versterk. Hy mag lyding oor ons pad toelaat, omdat hy ons wil leer om te volhard in die goeie dinge. Hy mag lyding oor ons toelaat, omdat hy ons wil wys die wonderlike voorreg om dankbaar te kan wees in dit wat hy vir ons gedoen het. Hoor mooi vanmôre, lyding wat baie keer vir ons baie onaangenaam is, wat soms vir ons pyn en verdriet veroorsaak, wat soms maak dat ons vra, hoekom en waarom. Die Here het 'n doel, en hy sal, en dit moet ons leer, sy doel bereik. Verseker is sulke moeilike tye 'n tyd waarin die Here ons wil voorberei vir sy wederkoms, voorberei vir dit wat hy vir ons in gedagte het. Hy het 'n goeie doel. Ek lees 'n paar versies uit 1 Petrus 1 van vers 3 tot en 7, maar ek gaan nou nie almal lees nie, net terwille van tyd. Hy hoor nou wat sê hierdie woorde. Daarin verheug julle heel, al word julle nou, as dit nodig is, 'n kort tydjie bedroef onder allerhande beproewinge, sodat die beproefdheid van julle geloof, wat baie kosbaarder is as goud wat vergaan, maar deur vuur gelouter word, bevind mag word tot lof en eer en heerlikheid by die openbaarmaking van Jesus Christus. Liewe kind van die Here, dit is die Here se primêre doel, om ons so te vorm, om ons gereed te hê, gereed te kry, vir 1, as hy my moontlik kom haal deur die dood, of 2, as hy my kom haal deur die wegraping, of 3, wanneer alles hier tot einde kom, en hy kom haal sy bruid. Kom haal sy bruid. Hy het 'n goeie doel. En ons gaan nou vanmôre kyk, wat wil voorbeelde in die woord, van mense wat deur swaar kry en lyding is, en ons kan leer van hulle, sodat dit ons kan bemoedig, en sal bemoedig, om ons oog op hom te hou. Ek gaan so 'n paar
persone se name vir u noem. Die eerste een is Josef. Josef se smartlike lyding het begin toe sy jaloerse broers hom wou doodmaak. Sy dood nagemaak het en hom aan die slawehandelaars verkoop het. Sy lyding terwyl hy getrou in Potifar se huis gedien het, was hy valslik beskuldig en in die tronk gegooi, eintlik om vergeet te word. Dit is uiteindelik die tweede waarin die Here hom gewerk het, die tweede in bevel. Hy het so opgegroei ten spyte van al hierdie dinge wat met hom gebeur het hy uiteindelik aan die einde van alles was hy uitgeken, aangestel as die tweede in bevel in Egipte. Daarom was smart en lyding in sy pad nodig om hom voor te berei vir dit wat die Here vir hom in gedagte het. Hoor wat sê Genesis 50 vers 19 tot 21. Maar Josef het hulle geantwoord, dis nou sy broers, wat hom so valslik verkoop het. Maar Josef het hulle geantwoord, moenie bevrees wees nie, want ek is in die plek van God. Want julle het wel kwaad teen my bedink, maar God het dit goed gedink om te doen soos dit vandag is, om 'n groot volk in die lewe te hou. Wees dan nou nie bevrees nie, ek sal julle en julle kinders onderhou. Hy is deur al hierdie valslikheid, hierdie bedrog, die tronk, is hy om aan die einde van die dag deur die Here aangestel te wees om vir sy broers wat hom verkoop het, om vir hulle te gaan sorg, om vir die Here diensbaar te wees. Hy kon maklik in sy moedeloosheid geval het en almal en alles verwens het. Maar hy het sy oog op die Here gehou en vasgehou aan die Here. En Josef kon hierdie getuienis in Genesis 50 met sy broers en sy familie deel. Die tweede een waarna ons gaan kyk of wat ek aan u wil voorhou is Moses. Moses was as baba van sy ouers en sy familie weggeruk en die seun van die dogter van Farao het hulle hom gegee. As baba is hy weggeruk by sy ouers. Later deur die beskuldiging van 'n Jood moes hy alles in Egipte los en vlug vir die woede van Farao. Onskuldig het hierdie man deurgemaak wat hy deurgemaak het. Hebreërs 11 vers 24 en 27 getuig van Moses. Deur die geloof het Moses, toe hy groot geword het, geweier om die seun van Farao se dogter genoem te word, omdat hy verkies het om liewer sleg behandel te word saam met die volk van God, as om 'n tyd lank die genot van die sonde te hê en die smaad van Christus groter rykdom geag het as die skatte van Egipte. Dit was vir hom beter om aan die Here vas te hou, want hy het uitgesien na die beloning, God se beloning, dis waarna hy uitgesien het. Deur die geloof het hy Egipte verlaat, sonder om die toorn van die koning te vrees, want hy het volgehou soos een wat die onsienlike sien. In stryd en lyding, in beproewing, in valse beskuldiging was sy oog op die onsienlike, op God. En dit het hom aangemoedig en dit het hom gemotiveer. Al hierdie smarte en lyding het hy deurgegaan in voorbereiding om die slawehuis, die volke uit die slawehuis te lei. Alles het God het 'n goeie doel. Numeri 12 vers 3 sê,
Maar die man Moses, en dit was sy gesindheid, waarvan die Bybel hier getuig. Maar die man Moses was baie sagmoedig, meer as al die mense op die aardbodem. Na lyding, is dit die Bybel, is dit God wat van hom getuig, sagmoedig en nederig. Die derde een is Naomi. Naomi het 'n smartelike lyding gehad, toe sy haar man en haar 2 seuns aan die dood afgegee het. Dit het bitterheid, en sy was bitter van smarte. En dit lees ons in Rut 1 vers 20 tot 21, toe sy met die vroue daar in haar tuisdorp praat, toe sê sy hierdie woorde: noem my nie Naomi nie, noem my Mara, want die Almagtige het my bitterheid aangedoen. Vol het ek weggetrek, maar leeg het die Here my laat terugkom. Waarom sou julle my Naomi noem, terwyl die Here teen my getuig het, en die Almagtige my kwaad aangedoen het. Dis die toestand waarin Naomi was. Maar nie baie lank daarna nie. Toe seën die Here haar met 'n klein kind, Obed. Obed het later, was hy die oupa van Dawid. Met die geboorte van Obed het die vroue van die dorp saam met Naomi gejuig en gesê. Onthou, dis nou hierdie vrou wat nie baie lank terug nie verbitterend was. Nou getuig hulle saam met haar: geloof sy die Here, wat in jou vandag 'n losser nie laat ontbreek het nie, en mag sy naam in Israel geroem word. Hy sal vir jou een wees, wat jou siel verkoop en jou grysheid versorg. Nou, liewe broer en suster, deur hierdie 3 wat ons tot hier toe hanteer het, kan jy sien, in lyding, ons is mense, hulle was mense soos ons. Hou jou oog op die Here, wag vir die Here, want hy het 'n goeie plan. Hy het 'n goeie plan, wat ons nie altyd besef nie. Ons kyk na Job. Job was 'n uitstaande man van sy dag. 'n man van wie Job 1 vers 1 getuig, die man was vroom en opreg en godvreesend, en een wat afgewyk het van die kwaad. Tog was Job se smart geweldig, onuithoudbaar. Hy verloor in een dag sy vee, al sy vee. Hy verloor sy diensknegte, sy kinders, sy huis. En bo alles het hy ongekende en ongelooflike fisiese smart, pyn en lyding in die gesig gestaar. 'n man wat vroom en opreg was. Alhoewel Job reeds so 'n godvreesende man was, het die Here deur al hierdie dinge, hierdie smarte en pyne wat oor sy pad gekom, in Job se hart steeds 'n dieper respek en eerbied en ontzag vir die heilige God gewerk. Hy het in Job gewerk. Luister na die belydenis van die Here wat Job aan die einde van sy smarte, sy getuienis, wat Job aan die einde van sy smarte getuig. Ten spyte van alles wat met hom gebeur het, u ken die geskiedenis van Job. Job 42 vers 3 tot en 6. Wie verberg die beraadsbesluit deur, ek lees net weer. Wie verberg die raadsbesluit daar sonder kennis? So het ek dan gespreek sonder om te verstaan, dinge te wonderbaar vir my, wat ek nie begryp nie. Hoor tog en ek sal spreek, ek sal u ondervra en onderrig u my. Volgens hoorsê het ek van u gehoor, maar nou het my oog u gesien. Daarom herroep ek en het berou in stof en in alles.
toe het die Here Job weer opgerig en die Here het Job se lot verander en hom geseën. Dawid, die volgende een van die swaarste ondervindinge van Dawid was toe sy gewete hom geplaai het, hom aangekla het, as gevolg van die sonde met Batseba. Let net op as ons sy gebed lees, in Psalm 51 vers 5, want ek ken my oortredinge, en my sonde is altyd deur voor my. Dit was smart, dit was sy toedoen, sy onverskilligheid, maar in die lig van die hemel het dit hom neergebuk, dit het hom bedroef. Laat my vreugde, vers 10 tot en 11, laat my vreugde en blydskap hoor, laat die gebeente juig wat u verbrysel het, verberg die aangesig vir my sonde, en delg uit al my ongeregtighede. Verwerp my nie van die aangesig nie, en neem u Heilige Gees nie van my weg nie. Gee my weer die vreugde van u heil, en ondersteun my deur 'n gewillige gees. In die tyd van hierdie groot gewetensverdrukking, wroeginge wat hy gegaan het hy sy sonde voor die Here bely. Hy het nie sy sonde verdoesel en probeer wegsteek nie. Hy het na die Here toe gegaan en hy het die Here geroep om vergifnis. En die Here kon hom gebruik. Die Here het hom gebruik. Na lyding, na beproewing, die wonderlike versekering om deur die Here gebruik te word. Die laaste een wat ek aan u gaan voorhou is Petrus. Petrus het deur geweldige beproewinge gegaan toe die duiwel hom probeer sif het, soos koring, en dit reg gekry het. Petrus het die Here Jesus verraai, en hy het bitterlik geween. Die Here Jesus het hom gewaarsku, Simon, Simon, kyk, die Satan het vurig begeer om jou soos koring te sif, maar ek het vir jou gebid, dat jou geloof nie ophou nie, en as jy eendag bekeerd is, moet jy jou broers versterk. Die Here het hom raak gesien, ten spyte weer eens van hy baie keer sy eie hart verhard het, en nie aangeneem met die waarskuwings van die Here nie. Dink bietjie aan Pinksterdag, het Petrus vir hom gesê, Petrus het gesê, as jy die woord verkondig, en ons het die geskiedenis daar neergepen, hy het die woord van God verkondig, en 3000 mense is later by die gemeente gevoeg. Alhoewel hy so mislukking gemaak het, deur die Here Jesus te verloon, en alhoewel hy dwars deur sy bediening onder baie druk van smarte was, kon hy van sy ondervinding skryf en getuig in 1 Petrus 5, vers 10 tot en 11. En mag die God van alle genade self, wat ons geroep het tot sy ewige heerlikheid in Christus Jesus, nadat ons 'n kort tydjie gelei het, julle volmaak bevestig, versterk en gegrondves het. Aan hom die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. So jy sien, liewe broer en suster, en daar is heel wat ander nog voorbeelde in die skrif, maar ek gaan net hierdie paar aan u voorhou. As jy hierdie wonderlike voorbeelde naspreek, jou oog op hulle plaas, en die Here vertrou in tye van beproewing, in tye van stryd, is hy besig om jou voor te berei vir iets wat hy deur jou wil bereik. So kom ons skep moed. Kom ons plaas opnuut ons oog op die Here Jesus. Kom ons kyk weg na hierdie aardse dinge wat vir ons baie keer so ontmoedigend is. En ons wag met die instaatstelling van die Here op dit wat die Here in ons en deur ons wil bereik. Hy gee vir ons genade. Amen. Kom ons maak ons oë toe, dan sluit ons net die diens af. Here, ons wil nou bid asseblief, terwyl ons nou na 'n paar voorbeelde gekyk het in die Bybel, dat U asseblief hierdie woord aan ons harte sal seën,
elke naam wat ons genoem het, dat ons dit sal onthou, dat ons verdere studie daaromtrent sal doen, en dat ons oog op U sal hou met die verwagting en die versekering dat U ons wil gebruik en dat U 'n goeie doel het. Help vir ons in gehoorsaamheid op U te wag. Seën nou U woord ook, seën ons as ons uit mekaar uitgaan. Hou ons in die holte van die hand. En Here, bring ons weer op U bestemde tyd hier by mekaar, net om teenoor mekaar te kan getuig van U liefde en dit wat U in ons en deur ons gedoen het. Amen. Goed, ons sluit af met die lied soos dit op die bord sal verskyn. Ontvang die seën van die Here en gaan in sy vrede. Die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en tere opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees, wees en bly met u elkeen. Amen.